Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons vandag voorgaan in wysheid. Amen. Paulus teken op in 1 Korintiërs 7 verse 1 tot 5. Ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe. Maar weens die gevare van onsedelikheid, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou teenoor haar man. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man. Net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wederwysige toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. Gister het ons na vers 2 gekyk in die konteks van 'n celibaatlewe. Paulus gebruik egter vers 2 ook as 'n oorgang om te praat oor die huwelik. En die rede is omdat sommige mense as aanhangers van 'n celibaatlewe begin oorweeg het om dit ook in hulle huwelike toe te pas. Dit het die spanning in die huwelik gebring tussen toewyding aan God en toewyding aan mekaar. En die raad wat Paulus gee, bring die wysheid in gedagte om met wederwysige toestemming die huwelik so in te rig dat beide tyd aan mekaar en tyd aan God gegee kan word. Die gevaar wat hy uitwys is dat wanneer 'n man en 'n vrou te lankal van mekaar weerhou, die versoeking om liggaamlike selfbeheersing prys te gee al sterker word. Ons leer met ander woorde dat dit altyd goed is om met die potensiaal van versoeking of verleiding rekening te hou en ons besluite op so wyse te maak dat daardie potensiaal ingeperk kan word. Sommer net baie eenvoudig gestel. Moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Om immers 'n besluit te neem wat versoeking inperk is juis ook dan toewyding aan God. Paulus se raad help met ander woorde gelowiges om in te sien dat dit nie 'n spanning tussen toewyding aan God aan die een kant of toewyding aan mekaar aan die ander kant is nie. Om jou vir jou huweliksmaat te gee, is juis ook deel van jou toewyding aan God. Maar dan moet jy ook nie volledig net oorgee aan mekaar nie. Deur wederwysige toestemming moet egpare hulself ook afsonder om te bid. Die huwelik is 'n heilige omgewing waarin 'n balans van gee jouself aan mekaar tot eer van God en gee jouself aan God gehandhaaf moet word. Dit is 'n omgewing wat 'n vierde party deur swak selfbeheersing nie mag binnendring nie. Die swakheid lê in jou selfbeheersing en moet daarom met wysheid in jou hart aangespreek word. Kanaliseer jou swak selfbeheersing na jou huweliksmaat waar dit tuis hoort. Daar is net plek vir 3 persone in jou huwelik. God drie-enig, jy en jou huweliksmaat. Moenie dat goed bedoelde godsdienstige toewyding jou weens jou swakheid van hierdie eenheid beroof nie. God verwag getrouheid in elke huwelik. Kom ons bid saam. Here, seën asseblief ons huwelike en tyd aan U gewy, sodat dit U ten alle tye sal verheerlik. Amen.